So wat wys die Here toe vir my hierdie uit? Hy sê vir my, 2 jaar terug al, sê hy vir my, hier is vir jou 'n keuse, wat jy moet maak. Yes, jy gaan deur 'n moeilike tyd. Jy voel asof jou hele lewe, jou hele wêreld in ontploffing ontaard het. Yes, jy voel dalk jou joy is weg. Maar ek gee vir jou die keuse. Gaan jy kies, die wêreldse manier kies om te reageer, gaan jy die goue beeld aanbid. Gaan jy maar luister en maar saam met die wêreld gaan en jou keuses maak op die eie ek. Weet jy wat, arme ek? Arme ek gaan deur hierdie verskriklike moeilike tyd. En weet jy wat, ek gaan myself nou jammer kry. En ek gaan al hierdie mure om my bou en ek gaan vir julle wys. Ek gaan my eie ding doen. In plaas van dit, Here, sal ek omdraai en ek sal na U toe hardloop. Here, in plaas van dat ek die goue beeld gaan aanbid en sê, voor hierdie beeld sal ek maar buig, dis die maklikste pad. Kom ek gaan in sak en as en ek kry myself jammer en sê, Here, hoe kom ek? Ek was nog net deur moeilike dinge en nou moet ek nog siek wees ook. Here, ek leef gesond, ek oefen, ek eet reg en nou moet hierdie met my gebeur. Dis die goue beeld. Hoekom? Ek doen alles reg, ek worship, ek dien by die kerk, jy ken my hart. Dis die goue beeld. Dis die normale manier om te dink en te sê, Here, maar hoekom? Want nou gaan ek eerder weghardloop van U af en ek gaan hierdie pad hardloop van arme ek. En die Here sê, nee, onthou. Wat het die 3 vriende gedoen en gesê, hulle sal nie voor die beeld val nie. Ek gaan nie voor die selfsug van die lewe en die arme ek van die lewe en maar ek, Here, wie is ek? Ek is niemand nie. Ek het geen reg om vir die Here te vra, hoekom nie? Geen reg nie, want daai reg is my eie reg en my lewe behoort nie aan myself nie, behoort aan die Here. My lewe behoort aan Hom.